Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam Skrifbreiding 17:1 vers 1, 2, 5 en vers 6. Daarna doen ons staande belydenis van ons geloof aan die hand van die apostoliese geloofsbelydenis. Skaf die kleed wat ons moet dek, is leven lichaam dan nie meer nie, as alles wat met kommer weg. Aanskou die vols van die hemel, dat al nie saai of maai of swoeg, toch voor die hemel Vader hulle, het hy vir al dan nie genoeg. En wie kan ooit in sy bezorgdheid, een maar by sy leeftijd volg, vra dan nie meer, hoe sal ons lewe, waar is die kleed wat ons moet dra, want hierdie dinge jag die heidne, met kwelling en bezorgdheid na. Vader in die hemel, hy ken jou noodre voor jou vra. Soek eers die koninkryk der hemle, en Gods gerechtigheid dan laat. Hy sê een druppel uit die hemel, vir elke dag die dagse maat. Want elke dag dra self die sorge, vir elke dag sy nuwe kwaad. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister, broer en suster, saam na die wet van die Here. Ons lees uit Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my,
Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing saam Psalm 86 vers 1 en vers 2. Na die sing van Psalm 86 gaan ons saam in gebed. Heer my God, ontferm U oor my, luister na my stem, verhoor my. Is elendig diep in nood, gans en al van hulp ontbloot. O, bewaar my, is almagtig, maak my weer U gunst deelagtig. Red U knegt, verlos my nou, waar ek alleen op U vertrou. Wie is toch soos U weldadig, wees my dan o Heer genadig, want my roepstem en geklag klim tot U die ganse dag. Oor my in my siels verlange, gee my vreugde en vreugdesange, want ek hef my hart en oog, troue God tot U omhoog. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons is in hierdie oomblikke oorweldig deur die voorreg wat ons het om in die teenwoordigheid te kan wees, om hier te kan kom en 'n gedekte tafel te vind, om elke Sondag te kan luister na U woord. U bring deur U woord stabiliteit in ons lewe. U gee vir ons vastigheid. Ons dink onmiddellik aan die woorde wat ons ook in die Bybelstudie hierdie week gehad het, van die Hebreërskrywer wat sê dat ons het 'n vaste anker agter die voorhangsel. Ons het 'n onbreekbare band wat ons om die lyf bind aan daardie anker. Daardie anker is niemand minder as U eie seun wat aan die regterhand is nie. Dankie dat ons hierdie vastigheid het in tye wat baie moeilik is.
U weet wat is in ons harte, U weet watter bekommernisse ons het. Nie een van ons omstandighede in hierdie gemeente is dieselfde nie. En ons dra 'n gemeenskaplike verantwoordelikheid vir mekaar. En die liefde wat U aan ons bewys het en wat U ook deur die Heilige Gees in ons harte gewerk het, gee ons soveel vir mekaar omdat daar behoort nie by ons vrees of onsekerheid te wees nie, want ons sal na mekaar kyk. Ons sal vir mekaar omgee. En daarom bid ons dat U dit nou kalm en rustig in ons harte sal maak, dat ons kan luister na U woord. U het immers nog altyd vir ons gesorg, nog altyd vir hierdie gemeente gesorg. Ons bid dan nou dat U deur U Heilige Gees ook ons na ons siele sal versorg, dat ons U woord kan hoor en daarna die heilige nagmaal so kan vier, dat dit tot die eer van U naam is. Baie dankie dat U ons in U genade aansien, dat ons ook kan weet, daar is nie meer enige sonde wat tussen U en ons staan nie, en dat ons daarom ook die verantwoordelikheid het om reg te lewe en reg te doen, omdat ons dankbaar is. Dankie vir die nuwe lewe. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde broer en suster, ons lees uit die boek Ester verder. Ons lees uit Ester hoofstuk 4. Ek gebruik die 2020 vertaling. Ester hoofstuk 4 vanaf vers 1. Wat ek dalk nou net, want die kinders was baie diep getref deur die boek Ester in verlede week se preek. Wat ek dalk nou net vir die kinders moet sê is, intussen tyd het dit nou gebeur, nadat Ester die koningin geword het van die magtige Persiese ryk, hy het haar oom Mordegai nie gebuig voor die belangrikste man in die Persiese ryk nie. Mens sou seker moet sê, dit is iets soos die eerste minister van die koning, en die man was 'n man met die naam van Haman. En Haman was uit die volk wat 'n ou vyandsvolk van Israel was, die Amalekiete. En hy het uitgevind, wat is Mordegai se volksverband, en hy het besluit, hy gaan 'n einde maak aan Mordegai, en hy gaan 'n einde maak aan hierdie mense. En hy het die magtige koning Ahasveros beïnvloed, en Ahasveros het uiteindelik besluit, daar sal 'n wet uitgevaardig word van Mede en Perse, dat hierdie mense op 'n gegeewe stadium voor die einde van die jaar totaal uitgewis kan word. Amper iets soos wat jy kry, wat ons gesien het in die Tweede Wêreldoorlog met die uitwissing van die Jode in die konsentrasiekampe. Iets wat ons ook ken in ons eie volksgeskiedenis met die konsentrasiekampe waarin die vroue en die kinders was. Nou kom Mordegai en hy wil dit vir Ester gaan vertel, en dit is waar hierdie hoofstuk begin. Toe Mordegai uitvind wat alles gebeur het, het hy 'n roukleed aangetrek met as op sy kop. Hy het uitgegaan die stad in en hard en bitterlik geweeklaag. Hy het tot net voor die koningspoort gekom, want niemand met 'n roukleed aan kon by die poort ingaan nie. In al die provinsies en streke waar die besluit en die wet van die koning bekend geword het, was daar groot droefheid onder die Jode. Hulle het gevas en gehuil en gerou, en baie het in sak en as gaan lê. Toe Ester se diensmeisies en enigs haar hiervan kom vertel, is die koningin oorweldig deur angs. Sy het vir Mordegai klere gestuur om aan te trek en sy rouklere te vervang, maar hy het dit nie aanvaar nie. Ester het toe vir Hatag, een van die koning se enigs wat hy tot haar beskikking gestel het, ontbied. Sy het hom beveel om uit te vind wat aangaan en waarom Mordegai so optree. Hatag het uitgegaan na Mordegai op die stadsplein voor die koningspoort. Mordegai het hom ingelig oor alles wat met hom gebeur het.
insluitende die presiese bedrag silwer wat Haman beloof het om aan die skatkis van die koning te betaal vir die uitwissing van die Jode. Hy het ook 'n afskrif van die geskrewe wet wat in Susan uitgevaardig is om die Jode uit te wis, vir Hatach gegee om aan Ester te wys en die inhoud aan haar mee te deel. Hatach moes haar aansê om na die koning te gaan en om genade te smeek en te pleit vir haar volk. Hatach het teruggegaan na Ester en Mordegai se boodskap aan haar oorgedra. Ester het Hatach beveel om vir Mordegai te sê: al die dienaars van die koning en al die mense van die provinsies van die koning weet dat daar vir enige man of vrou wat na die koning in sy binneste voorhof gaan, sonder dat hulle ontbied is, net een reël geld, en dit is dat die persoon doodgemaak word. Die enigste uitsondering is wanneer die koning sy goue scepter na die persoon uithou en op hierdie manier so iemand se lewe spaar. En ek is nou al 30 dae lank nie na die koning ontbied nie. Toe Ester sê sy woorde aan Mordegai oorgedra is, het Mordegai haar laat weet: moenie dink dat net jy van al die Jode sal ontkom omdat jy in die koninklike paleis woon nie. Want as jy wel in hierdie tyd sou swyg, sal daar uitkoms en redding vir die Jode van 'n ander plek afkom, maar jy en jou familie sal omkom. En wie weet of jy nie juis vir 'n tyd soos hierdie koninklike status verkry het nie. Ester het toe vir Mordegai laat weet: gaan versamel al die Jode wat hulle in Susan bevind en vas ter wille van my. Moet 3 dae lank, dag en nag, niks eet of drink nie. Ook ek en my diensmeisie sal so maak. Daarna sal ek na die koning gaan, al is dit teen die wet. As ek so moet omkom, kom ek so om. Mordegai het toe weggegaan en gedoen, net soos Ester hom beveel het. As teks neem ons vers 14, want as jy wel in hierdie tyd sou swyg, sal daar uitkoms en redding vir die Jode van 'n ander plek afkom, maar jy en jou familie sal omkom, en wie weet of jy nie juis vir 'n tyd soos hierdie koninklike status verkry het nie. Ek weet eintlik nie hoe moet ek hierdie eerste deel wat ek wil sê begin nie, want 'n mens sou baie maklik kan sê, kyk, ek was nie hieroor bekommerd nie, maar onthou hier Rwanda, en onthou jy wat het in soveel ander plekke, Tanzanië byvoorbeeld al gebeur, en in Kenia gebeur, en in Mosambiek gebeur, en in Angola gebeur. Dus die ouer mense sal daarvan weet, hoe dat daardie mense verjaag is, hoe dat hulle moes vlug, hoe dat hulle moes pad gee, hoe dat hulle verdryf is deur die meerderheid, hoe dat mense se lewens net op een slag ewe skielik verander het en geëindig het, die lewe wat hulle geken het. En laat ons maar eerlik wees, hier in Suid-Afrika was ons ook al bang gewees vir 'n volksmoord, want hoeveel is ons en hoeveel is die ander? En ewe skielik het daar 'n geweldige verandering gekom in die wêreld en in hoe die wêreld ook die mense in Suid-Afrika sien, en spesifiek ons situasie sien. Die mens wil amper sê, dit is asof ons droom hoe ons situasie oornag ewe skielik verander het. En ja, ons word as 'n pion gebruik in die groter wêreldpolitiek, en ons weet dit, ons sien dit, ons is nie blind daarvoor nie. Maar die feit van die saak is, die bordjies is ingrypend verhang. Ingrypend. En hoe het dit gebeur? Was dit dan nou AfriForum, Solidariteit, hierdie of daardie beweging? Het ons dan nie gebid en gevra, Here, let tog op die klein handjievol mense hier aan die suidpunt van Afrika nie?
En bid ons dit nie al vir baie jare nie. In Ester 4, broer en suster, lees ons hoe dat die situasie vir die Jode presies dit is wat ons ook self goed geken het. Waarvoor ons self op 'n stadium ook bang was. Haman het 'n majestueuse moordplan bedink. Wat 'n mens kan sê, die enigste een wat sy gelyke is in die verband, het baie jare eers later gekom. En dit was natuurlik, u weet, Hitler gewees. 'n Wet van Mede en Perse is uitgevaardig dat alle Jode, babiekies, kinders, vrouens, ou mense, almal voor die voet uitgewis mag word. Dat jy hulle goed mag vat. Soos wat gedoen is. Ook later jare. Kan maar gaan kyk, hulle het daar die vertrekke bewaar waarin die mense se tasse en klere en dit wat enigsins waarde gehad het, nog steeds is en bewaar word. Mense wat net ewe skielik van die aangesig van die aarde af uitgevee is. Iets soortgelyk, maar nou voor die geboorte van ons Here Jesus Christus. Voor die geboorte van Jesus Christus, totale uitwissing van die volk uit wie hy gebore moet word. 'n mensdom sonder 'n verlosser. En God wat uitgemaak word vir 'n leenaar. Dis eintlik wat hier op die spel is. Hierdie mense was in 'n geweldige kwesbare posisie gewees. Mense het hulle nie gesoek nie, niemand wou hulle gehaat het nie. Hulle kon nêrens heen emigreer nie, want hulle was nêrens welkom nie. Intussen, op 'n stadium het die groot Persiese koning hulle beskerm. Dit was koning Darius. En Darius het opdrag gegee dat mure herbou mag word, dat die tempel herbou moet word. En hy het Tattenai se klag van die tafel afgevee en basies gesê, los die Jode uit. Maar nou nie meer nie. Koning Xerxes of Ahasveros, soos wat die Bybel hom ken, het gesê, met my eie seelring beseël ek dit. Wissel uit. Vee hulle nagedagtenis van hierdie aarde af weg. En Haman het gesê, ek sal 'n groot skat vir die koning betaal, as ons dit mag doen. Hy wat 'n Amalekiet was, want hierdie vyandskap kom van die tyd dat Israel op sy woestyntog deur die woestyn getrek het. Israel moes die Amalekiete uitgewis het en hulle het. Man is 'n nageslag van die Amalekiete. Hy is van die koninklike geslag van die Amalekiete. En hy het gesê, ek sal wraak neem. En hy neem wraak. Hy wil wraak neem. En as die koning, dit moet julle kinders baie mooi verstaan, as die koning sy seelring in daardie was op daardie geskrewe wet ingedruk het, dan is dit 'n wet van Mede en Perse. En al wil die koning hoe graag daardie wet herroep, hy kan nie. Die wet is bokant die koning. Daai wet staan bokant die koning. Daai wet is beseël. Hy's geskryf, hy's beseël en hy's oor 127 provinsies vanaf Indië tot teen die see, die Middellandse See, is daardie wet versprei na al die mense toe. Die perde het uitgegaan van die paleis, die wet is uitgedra, op hierdie datum hou die Jode op bestaan. Wis hulle uit. Hoe gaan ons verlosser gebore word? Hoe gaan ons gered word? Wat 'n treurige situasie is hier besig om te ontstaan, wat die ganse mensdom raak. Dis wat op die spel is. Nou as jy hierdie hoofstuk lees, dan kom jy iets agter. As jy hierdie hoofstuk lees, dan tref iets jou, en dit is die Here maak jou oë oop vir sy verlossingsplan, wat hy reeds deurgevoer het. Hy was reeds besig.
Hy was reeds aan die gang. En hy was besig om mense te gebruik wat nie goeie kerkmense is nie. Mense wat jy sal sê nie eens meer regtig lou was nie. Maar hulle het net dood eenvoudig God nie meer gedien nie. Hulle het gemaak asof hy niks is nie, asof hulle hom nie ken nie, asof hulle nie eens van sy volk is nie. Hulle sou op die grond gespoeg het as jy sê Jood. Net om te bly waar hulle is, 'n gemaklike lewe. Mordegai was hoog op in die regering van Ahasveros. En Mordegai het vir homself gesê, maar as ek hoër op wil gaan, moet ek 'n plan maak. En sy plan was natuurlik Ester. In Ester 4 is dit hierdie hoë, belangrike amptenaar, Mordegai, wat na die paleis van die koning toe kom, waar die koning ging, wat hy nie net by kan inloop nie. Dis nou Ester, al is dit sy niggie, hy kan nie net by haar inloop nie. Hy kom daar en hy lyk soos 'n boemelaar, soos hierdie mense wat jy op straat sien, kinders. Sy klere is geskeur, dit hang in vodde aan hom. Hy is vuil, want hy is al vir dae besig om te rou en te treur. Hy lyk vreeslik. Sy gesig is vuil, hy's asvaal, want hy het as oor hom gegooi. Hy is besig om te rou. Hy weet, wat is die omkoopgeskenk? Waar dink julle sou Haman hierdie astronomiese bedrag vandaan gekry het? Alles wat hulle gevat het van die Jode wat hulle gaan vermoor. Hulle sou beslag lê op alles. En dit omskakel in silwer en dit sou die prys wees wat Ahasveros gekry het. En watter koning het nie geld nodig nie. Ons weet dit maar al te goed in ons eie land. Hy het geld nodig. 'n Guldige geleentheid. Dit is dus 'n geweldige groot moordplan wat Haman die Agagiet uitgedink het, uit die koninklike geslag van die Amalekiete. Daar buitekant, by die poort van die koning, is daar iemand wat vreeslik skree en huil. Die geskiedskrywer Herodotus, die Griekse geskiedskrywer Herodotus sê, die rede waarom jy na die koning se poort toe gegaan het in daardie toestand, was om basies te gaan betoog. Vandag ken ons mense se betogings as hulle rondloop met 'n bordjie, of as hulle 'n groot groep is en hulle loop in 'n kordon, en hulle stel hulle saak, hulle skree en hulle roep en hulle waai hulle vla. In daardie tyd het jy dit gedoen soos wat Mordegai dit hier doen. Hy probeer vir die koning sê, en vir sy amptenare, hier word 'n geweldige onreg gepleeg. Hier word 'n ding gedoen wat verkeerd is en wat nie moet gebeur nie. Sien dit asseblief raak en doen iets daaraan. Die diensmeisies van Ester het daar verbygeloop en gesê, wag 'n bietjie, is dit nie Mordegai nie? Mordegai is tog 'n familielid van die koningin. Hulle het by Ester gekom en gesê, koningin Ester, jou oom Mordegai staan daar in die poort van die koning. En hy lyk vreeslik, soos in regtig erg. Sy klere is geskeur en daar is as op sy kop. Wat is fout? Sê, ek weet nie wat is fout nie. Gaan en gaan vind uit. Vat vir hom klere, want jy mag nie so daar ingekom het nie. Om die waarheid te sê, as die koning jou gesien het in daai toestand, en hy het dit nie van gehou nie, kon hy jou laat teregstel het. Sê vir hom asseblief, hy moet hierdie klere aantrek. By Mordegai gekom, hom die klere gegee, en hy sê, vergeet dit. Sê vir Ester, ek weier. En so was dit nie net in Susan nie, so was dit, sê die Bybel vir ons, oor die hele ryk. Oralste het die Jode gevas, opgehou, eet, hulle het ernstig gebid, hulle het na die Here geroep en gesê, Here, help ons, want ons kan niks doen teen hierdie wet nie. Help ons, red ons, verlos ons, moenie nou van ons vergeet nie.
Sekerlik ook daar by die pas herboude tempel. Dit was so erg, dat selfs Jode, wat lankal nie meer godsdienstig was nie, weet julle wat beteken Mordegai? Mordegai beteken vereerder van Marduk, die hoofgod van die afgode van die Perse. Ek is 'n dienaar van Marduk. Ek dien my God, Marduk. Ek dien nie meer Jahwe nie. Maar die krisis is so groot, dat 'n man met so 'n naam sê, wag 'n bietjie, hier is 'n saak van lewe en dood. Dis nie 'n saak vir Marduk hierdie nie. Marduk kan nie help nie, want Marduk is net 'n beeld. Ek weet dit. Hierdie is 'n ernstige aangeleentheid. Ons moet Jahwe aanroep. Ons moet tot inkeer kom, ons moet die Here smeek vir genade. Is nie nou meer tyd vir speelietjies en vir politiekery om te kyk hoe ver kan jy in die lewe kom nie. Nou moet hier gebid word. Ernstig gebid word. So oor die hele ryk is dit die situasie. Ester is moedeloos, ek meen Mordegai kan sy nie by uitkom nie, hy kan nie by haar kom nie, hy weier om die klere aan te trek en uiteindelik sê sy vir Hatag, een van die enigs, aan die ander woorde een wat die huishouding van die koning bestuur, en sy sê vir hom, jy ken my oom Mordegai, hy respekteer jou en jy respekteer hom, gaan na hom toe, praat met hom, vind uit wat gaan aan, asseblief, gaan dadelik, hier's groot fout. Mordegai het vir dit gewag. Hy het om die waarheid te sê, en kyk, let op sy posisie, as hy 'n afskrif gehad het van hierdie wet, dan beteken dit, hy kon net sowel betrokke gewees het by die skryf daarvan. So hy het die wet op skrif gehad, en hy kon dit vir Hatag gee en sê, wys dit vir Ester, en sê vir haar, sy moenie nou dink sy gaan nie meer wegkom nie. Sê vir haar, ek, Mordegai, was verkeerd. Ek, dienaar van Marduk, was verkeerd. Ons gaan dit nie maak nie. Sê vir haar, dit sal ons almal tref. Insluitende vir haar. Nou jy kon nie net na die koning toe gaan nie, Ester het die wet geken, as die koning daar op sy troon gesit het in sy troonsaal, dan as die koning jou nie geroep het nie, dan het jy dit nie eens by die deure ingemaak nie. Hulle het vir jou net daar tereggestel. Daar was 'n eenvoudige rede daarvoor. Dit was om 'n sluipmoord op die koning te vnuik, om dit te keer. Dat iemand nie net kan inkom en die koning oorweldig en die koning doodmaak nie. 55 jaar oud, Ahasveros het dit so aan sy einde gekom. Hierdie selfde koning is op 55-jarige ouderdom in sy bed deur sy eie mense, deur sy eie dienaars doodgemaak. Om die storie nou baie ver vooruit te gaan. Maar op daardie oomblik het Ester geweet, die enigste kans wat ek het is, ek moet na die koning toe gaan en ek moet vir hom vra vir genade. En sy sê vir Mordegai, ek kan dit nie doen nie, almal weet hoe is Ahasveros, hy is nie 'n maklike man nie, as hy 'n slegte dag het, dan rol die koppe. As hierdie man met die verkeerde voet uit die bed uit opgestaan het, is daar moeilikheid. En dit is al 30 dae dat die koning my nie eens geroep het nie, my nie gesien het nie, nie 'n woord het my gepraat het nie, 'n maand lank. Wat gaan van my word? Ek gaan tereggestel word. Hy's 'n moeilike man. Daar was een uitsondering op hierdie. En dit is as jy in die voorportaal van die troonsaal kom en jy vang die koning se oog en die koning vat sy goue septer en hy wys sy goue septer na jou. Dan kon jy inkom. Dan begenadig die koning jou. Dan kan jy met hom kom praat. En dis hierop wat sy staat gemaak het. In die tyd van Daniël, dit was nog steeds eintlik maar dieselfde ryk, net ander mense wat geregeer het. Moet u weet dat
'n wet van Mede en Perse, alhoewel die koning baie van Daniël gehou het, kon hy die wet nie verander nie en moes hy Daniël in die leeukuil laat gooi. So hierdie mense het geweet, hierdie wet kan nie verander nie. So al gaan Ester daarin, die Here sal moet vir hulle 'n pad oopmaak, hy sal moet vir hulle 'n nuwe pad wys. Want hulle voel hulle staan alleen in hierdie wêreld, die hele wêreld het teen hulle gedraai. Almal wil hulle doodmaak, almal sien 'n geleentheid om ryk te word. Hulle staan vinger alleen in die wêreld, vinger alleen. En baie het gevoel, God het hulle verlaat. God is nie meer daar nie. God luister nie meer na ons nie. Ook mense wat hulle kinders Mordegai genoem het. Vereerder van Marduk. Ons dien nie meer hierdie God nie. Nou dis, broer en suster, 'n baie tragiese en gevaarlike situasie. Sien nie die ontwikkeling, dis baie subtiel in hierdie hoofstuk. Kom jy dit agter hoe dat hierdie lou mense wat God glad nie meer dien nie, gaandeweg begin verander, hoe dat die Here in hulle harte iets aan die gang sit, en hy doen dit deur hulle eers in 'n hoek en vas te druk. Hulle moet eers hoek doen, want anders wil niks verander in hulle lewe nie. Hierdie selfde vrou wat stil gebly het daaroor dat sy 'n Jodin is, en dat sy die Here Jahwe moet dien, sy is nou die een wat vir Mordegai sê, laat die mense vas en bid, want vas en bid loop mos saam. Bid tot die Here Jahwe en vra dat hy ons genadig sal wees. Hoe nou Ester? Hoe nou Mordegai? Hoe werk dit dan nou? Vir baie jare is dit Marduk voor en agter. En nou dat dit sleg gaan, nou dat die moeilikheid in 'n dik stroom loop, nou ken julle die adres. En tog, broer en suster, is dit nie ook dieselfde Here wie se naam nie eers ernstig in die boek Ester genoem word, is dit nie dieselfde Here wat besig is om in sy troue liefde iemand te gaan haal en op die regte pad te bring, wat heeltemal afgedwaal het nie? Is dit nie dieselfde Here wat in sy trou mense terugbring na hom toe nie? Is dit nie hy wat eintlik toe mense geroep het, Here, die wêreld is teen ons, hier is nie vir ons 'n kans om te oorleef nie? Is dit nie dieselfde Here wat al toe begin het om al sy stukke in plek te kry, sodat hy iemand het wat in die paleis, in die oor van die koning kan spreek nie? Toe was daar nog nie eers 'n aanduiding van Haman en al die vyandigheid nie. Hoe kan julle twyfel dat hierdie nie die ware God is nie? Die God wat ons moet dien nie? Hoe kon julle die afgode gedien het van die heidene nasies? Hierdie God wat hoor, hierdie God wat betrokke is, hierdie God wat weet wat gebeur, wat is besig om te gebeur. Hoe kan julle twyfel? Ja, broer en suster, 3 dae se vas is 'n ernstige storie, hoor. Ou mense kan doodgaan van 3 dae se vas, want dit is nie kos nie en ook nie water nie vir 3 dae. Na 3 dae is jou lewe eintlik in gevaar. Het jy geweet dat die Torah bepaal dat die Jode net 1 dag van die week nie moet hulle vas? En dit is op die groot versoendag. Nou vra Ester vir 3 dae van vas en gebed. Dit sê vir jou hoe groot was hulle nood. Weet jy wat sien ek hier? Moet ek vir julle vertel wat sien ek hier? Ek sien hier 'n wankelende, die begin van 'n wankelende klein geloof. Ek bedoel nou nie klein geloof nie, maar die eerste tekens van hoop. Dis wat ek hier sien. Die eerste tekens dat daar tog nog iets in hierdie mense oorgebly het. 'n Besef van wat die waarheid is. Waar 'n mens se hulp is. Waar die oplossing is. Op wie jy moet hoop. Aan wie jy moet vasgryp en vashou jou hele lewe lank.
Ten spyte van alles, van generasies van agteruitgang, want hulle het nie eers teruggegaan Jerusalem toe nie. Vir hoeveel generasies al? Hulle het die kinders al begine noem, Mordegai, dienaar van Marduk, en hy was al 'n volwasse man. En tog het God hulle nie gelos nie. Tog het God hulle nie laat gaan nie. En hier by Ester en Mordegai begin ek iets sien wat wonderlik is. 'n Erkenning om te sê, ons het nie 'n antwoord nie. Ons kan niks doen nie. Ons kan onsself nie red nie. Ons is diep in die moeilikheid. Ons moet op God alleen hoop. In hom alleen ons vertroue stel. Dit is die evangelie. Dit is jou situasie. Jou situasie. My omstandighede. Ons kan niks vir onsself doen nie. Onthou jy waar jy was? Onthou jy hoe ver jy van God af al gedraai het in jou lewe? Onthou jy waar jy gelê het? Onthou jy toe jy nie antwoorde gehad het nie? Onthou jy toe jy gepleit het vir uitkoms? Onthou jy daai tye in jou lewe? Wat kon jy doen? Jy was daar omdat jy juis gevoel het, ek kan niks doen nie. Hierdie ding is buite my hande, buite my beheer. Buite my beheer. En God het gekom. En as jy terugskouend daarna kyk en sê, maar hy het my verlos. Hy het my gered. Hy het iets gedoen wat ek nie kan doen nie. Dit is sy werk. Dit is sy styl. Uiteindelik, uit hierdie mense, sonder om te veel weg te gee, is uiteindelik ons verlosser Jesus Christus gebore. En hy het kom doen wat ek en jy nie kon doen nie, want ons is onvolmaak, maar hy is volmaak. Hy het as 'n verlosser vir ons aan die kruis op Golgotha gegaan en voluit vir al ons sonde betaal tot die laaste een toe, wat ek nog vanoggend gedoen het. Hy het vir hulle almal betaal. Hy het ons gered. En het ons dit verdien? Het Mordegai en Ester, wat vernoem is na Ishtar, 'n ander godin, het hy dit verdien, hierdie afgodsdienaars, wat die afgode met hulle name verheerlik, het hulle dit verdien? Dink jy het dit verdien? Dink jy ek het dit verdien? Nee, broer en suster. As jy aan hierdie tafel van die Here kom sit, is jy iemand wat dit nie verdien het nie, maar wat begenadiging ontvang. Want uiteindelik het daardie koning sy scepter uitgesteek na Ester, dat sy kan inkom, en sy het aan sy scepter geraak. Sy het guns gevind in die oë van die koning. Ons verdien niks. En ons vind nie guns in die oë van 'n aardse koning nie, ons vind guns in die oë van die hemelse koning. As jy aan die tafel van die Here kom, maak seker jy ken hierdie evangelie. Maak seker dat jy daarvan oortuig is dat dit jou evangelie is. Want hier is, soos wat ek oor u kyk vanoggend, nie 'n mens hier, nie 'n mens wat nie kan sê, alles wat ek is, alles wat ek nou is en het, in my totale bestaan is net 'n genade nie. Dit is dieselfde evangelie. Amen. Kom ons luister na die bediening van die heilige nagmaal. Kom luister na die woorde waarmee ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het, soos Paulus dit verwoord. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond
want deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker van die Here drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal op die regte wyse te vier en daardeur vertroos te word, is dit nodig dat ons onsself vooraf deeglik ondersoek en die nagmaal dan gebruik om die Here se verlossingswerk opnuut in herinnering te roep. Die ware selfondersoek. Ware selfondersoek bestaan uit die volgende 3 dele. Ons moet nadink oor ons sonde en die vervloeking wat ons oor onsself gebring het. Hieroor moet ons onsself met diepe berou en in nederigheid voor God neerbuig. Ons moet God se vaste belofte glo dat al ons sondes vergewe is alleen op grond van die versoening wat Christus vir ons bewerkstellig het. Omdat Christus ons skuld gedra het en ons sy geregtigheid ontvang het, is ons van ons skuld vrygespreek. Ons moet opreg begeer om God met ons hele lewe te dank, opreg voor hom te leef en in ware liefde en eensgesindheid en harmonie met ons naaste te lewe. Hulle wat so 'n gesindheid het, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Hulle wat egter God se gebod hardnekkig en sonder berou oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. En daarom verkondig ons aan almal wat in hulle sonde volhard, dat hulle nie na die nagmaal van die Here moet kom nie. Almal dus wat afgode dien, towenaars en waarsêers aanhang en aan hulle glo, lasterlike dinge van God sê of skeuring in die kerk of staat veroorsaak, myn eed pleeg of ongehoorsaam is, moet nie deel hê aan die nagmaal van die Here nie. So ook alle moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards. Want iemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het nie deel aan die koninkryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal, omdat ons dink ons is sonder sonde en volmaak nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons die lewe buite onsself in Christus soek. Met so 'n gesindheid erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie tekortkominge, soos 'n gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens en aan liefde vir God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees met ons hele wese berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig ag om deel te hê aan die voedsel en drank wat God ons gee. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, gebruik herinneringsmaaltyd tot my gedagtenis. Om die nagmaal op hierdie wyse te gebruik, moet ons opreg glo dat Christus deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy waarlik mens geword het en as sondelose lam God se toorn gedurende sy hele lewe op aarde in ons plek gedra het. Christus het God se wet in ons plek met volkome gehoorsaamheid vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel sodat ons van God se oordeel vrygespreek kan word. Hy is met spykers aan die kruis vasgeslaan om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te heg.
Op hierdie manier het hy in ons plek ons vervloeking op hom geneem om sy seun aan ons te skenk, sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. Het hy uiterste pyn en smarte gelei en in bange Godverlatenheid uitgeroep: my God, waarom het U my verlaat? Uiteindelik het hy met sy dood en met sy bloed wat gevloei het, die ewige genade verbond bekragtig met die woorde: dit is volbring. Wanneer ons op hierdie wyse aan hom en sy lyding dink, verseker die tekens van die brood en wyn ons telkens weer dat hy hom in ons plek gestel het. Ook verseker hierdie tekens ons dat hy ons werklik met sy liggaam en bloed voed, net soos hy ons voed wanneer ons die brood en die wyn eet en drink. Op hierdie manier wil die lewende Christus ons deur sy Gees van sy liefde verseker en ons onwrikbaar laat besef dat ook ons ingesluit is in hierdie genade verbond. Elke keer as ons die nagmaal vier, getuig ons van sy dood totdat hy weer kom. En daarom laat die fees van die nagmaal ons vurig verlang en uitsien na die bruilofsfees van die Lam. Die nagmaal leer ons immers om die eenmalige offer wat ons Here Jesus Christus aan die kruis gebring het, heelhartig in die geloof te aanvaar as die enigste grondslag van ons saligheid. Aan die kruis is sy liggaam gebreek en sy bloed uitgestort, om sodoende voldoende versoening vir al ons sondes te bewerk. Ook het hy op hierdie wyse vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die Gees verwerf, die Gees wat lewend maak, ons in ware gemeenskap aan Christus verbind en ons in al sy seëninge laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook in ware liefde saam as lede van een liggaam, omdat ons almal deel in die een brood is ons almal een liggaam. Daarom moet almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid en liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Laat ons nou eers nederig voor God neerbuig en hom gelowig om sy genade aanroep. O God en Vader, wat U oor ons ontferm, ons dank U dat ons opnuut U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk, 'n gebeurtenis wat vir ons troos inhou. Ons bid U, gee deur U Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, sodat ons onsself toenemend aan die Seun sal toewy, met hom die brood van die ewige lewe versterk sal word en nie meer in ons sondes nie, maar in verbondenheid met hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en dat ons U kinders en erfgename is. Help ons om onsself te verloon, om ons Heiland te bely en met verlange te wag tot hy weer sal kom om ons in ewigheid na hom te neem. O God en Vader, U wat U oor ons ontferm, verhoor ons om Jesus ontwil. Amen. Ons sing saam Psalm 36 vers 2.
U kan sit. U sal die nagmaalformulier in hedendaagse Afrikaans kry op CJBF se webtuiste. Seker jy het al agtergekom, daar is verskille. So hy is daar op CJBF se webtuiste. Rig jou hart en gedagtes nou op Jesus Christus, ons voorspraak, aan die regterhand van ons hemelse Vader. Wees daarvan verseker dat die Heilige Gees u werklik versterk met Jesus se liggaam en bloed, net so seker as wat u die brood en die wyn ontvang as herinneringstekens aan sy verlossingswerk. Geliefde broer en suster, ek lees vir u dan ook die uitnodiging na die tafel en dit kom uit Matteus hoofstuk 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Met hierdie woorde, broer en suster, moet die eerste gaste uit hierdie blok toetree tot die tafel, asseblief. Ek wil dalk net sê, as u 'n lappie wil gebruik, kan u hom gebruik. As u hom nie wil gebruik nie, hoef u hom nie te gebruik nie. U vee net met ander woorde af, as u wil, voordat u daar drink, waar u gaan drink, maar as dit nie vir u 'n probleem is nie, dan hoef u hom nie te gebruik nie. Hier is nog plek, die kerkraadslede wat sit, broer en suster, moet u maar in ag neem, ons het altyd 'n laaste tafel en hulle wag vir daardie laaste tafel. Hier is 3 plekke oop. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes.
Ons lees saam, broer en suster, uit die woord van die Here, waar ons in die teenwoordigheid van die groot hemelse koning is, Psalm 45 vers 9 tot 16, die geur van mirre, alwyn en kaneel deurtrek al u klere, musiek uit u voor versierde paleis maak u bly. Voor u staan prinsesse getooi met u juwele, en aan die regterhand die koningin, versier met goud van Ofer. Luister, dogter, luister goed, neem afskeid van u volk en u familie, want u skoonheid bekoor die koning. U behoort aan hom en u moet hom eer. Dogter van Tyrus, die rykes van die volk sal u guns soek met geskenke. In louter pragt staan die koningin daar in haar kleed van goud brokaat. In haar veelkleurige rok word sy na die koning toegelei. Sy en haar gevolg en jong meisies, haar vriendinne, word na u toe gebring. Onder uitbundige vreugde word hulle ingelei, betree hulle die paleis van die koning. Aan tafel sing ons saam, skrifpruiming 2:1, vers 1. Stop keer, my Vader sal sondes teen die hemel en voor u. Baie dankie. Dankie, Aubrey, Jasper. Broer en suster, die eerste gaste uit hierdie blok kan toetree tot die tafel van die Here. Onthou 'n lappie as jy 'n lappie wil gebruik. Ja, hier is nog plek, hier is 4 plekke oop. Hier is nog 4 plekke, Christo, ja, kom jy in Wilma. Ek sal bly wees. Christo. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot volkome versoening van al ons sonde.
Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit en dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Psalm 51 vanaf vers 3. Wees my genadig, o God, in die troue liefde, wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sondes bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg en U oordeel regverdig. Vers 9 en verder. Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel. Laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sondes nie. Was al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Vers 2. Ek dink ons het net nie die inleiding gevang nie, kom ons probeer weer. Ek het van hoë kunskap neergestort, en is nie werd seun genoem te word, as ek my Vader, wat die gramskap vrees, as ek by U heerlik maar kan wees. Baie dankie. Baie dankie. Die volgende gaste uit hierdie blok kan toetree tot die tafel van die Here. Broer en suster, hier gaan 5 plekke nog wees. Sê, baie dankie. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is
tot volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sonde. Psalm 86 wat ons ook net nou gesing het, vers 2. Bewaar my siel, want die gunsgenoot is ek. U my God, verlos die knegt wat op u vertrou. Wees my genadig, o Here, want ek roep u aan die hele dag deur. Verbly die siel van u knegt, want tot u, o Here, hef ek my siel op. Want u, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat u aanroep. Here, luister na my gebed en let op die stem van my smekinge. In die dag van my benoudheid roep ek u aan, want u verhoor my. Daar is niemand soos u onder die gode, Here, en daar is niks soos u werke nie. Vers 3. Sy zwerfpad weer gegaan, lig neem die Vader my as hierling aan, die hom gesien het, eerste straal van hoop, uit jammerte op tegemoet geloop. Baie dankie. Baie dankie. Die laaste gaste uit hierdie blok kan toetree tot die tafel, as dit moontlik is. En dan wil ek ook vra dat die eerste gaste uit hierdie blok, want dis maar 3 mense, dat u ook na die tafel sal kom asseblief. Sy die tweede laaste tafel. Dan kan jy die helfte van ons al gebruik. Okay. Dat is nie so alles op een slag. Goed. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk of dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes.
Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, dink daaraan en glo, dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Openbaring 19, vers 6 tot 9. Ek het toe iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep, prys die Here. Die Here onse God, die Almagtige heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my, skryf op, geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. En verder sê hy vir my, dit is die woorde van God en hulle is waar. Aan tafel vers 4. Dankie Jan. Die eerste helfte van die diakens kan kom hoor. My lief, laat Charissa net so 'n bietjie harder sit. Bietjie harder. Ja, broer en suster, die volgende gaste kan toetree tot die tafel van die Here. Julle kan my aankom vra so. Ja. Kathy? Die volgende gaste, broer en suster, asseblief, u kan nader kom. Dit lyk vir my ons gaan nog een tafel hê hierna. So ek wil die tafel maar probeer volmaak asseblief as dit kan. Jaco, ek dink julle kan kom. Ja. Dan is die tafel vol. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot volkome versoening van al ons sonde.
Die drinkbeker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sonde. Ek lees vir ons broer en suster Openbaring 21. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. Ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê: Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Vers 5. Van hoë kunskap het ek neergestort, en is nie werd die seun genoem te word, as ek my Vader wat die gramskap vrees, as ek by U 'n heerlik maar kan wees. Baie dankie. Hallo David. Ja. Broer en suster, die laaste tafel. Ek dink is die laaste tafel, so ek wil hoor die heel laaste gaste uit hierdie blok, daar by Eddie hulle, en dan Nicole, is daar nog mense daar by julle kant, wat met gebruik, is dit kerkraadslede nie? Ek dink kom julle maar, en dan die laaste van die diakens. Is daar enige iemand anderste broer en suster wat nog nagmaal moet gebruik? Jy moet nader kom asseblief. Die kerkraadslede, ek wil net seker maak, u is almal hier. Ons het u so probeer inwerk in 2 sarsies. Daar sê. Dan dink dit vir my broer en suster, ons as julle wou velletjies gevat het om af te fees, julle welkom. Enige iemand anderste, die gasheer tot die tafel, ons Here Jesus vra, as daar iemand anderste broer en suster, as daar niemand anderste is nie, sluit ons met hierdie tafel af. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot volkome versoening van al ons sonde. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus
vergiet is tot volkome versoening van al ons sonde. In Openbaring 21, broer en suster, hoor ons dat daar word gesê in vers 4, toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal het, sal dit alles kry en ek sal sy God wees en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikers, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand, dit is die tweede dood. Ons sluit nou af met al die verse wat oor is van Skrifberuiming 2:1. Vader sien sy slawe wagten staan, bring hier die beste kleed, trek om dit aan, bring vir sy aan die ring van fynste gloed, en skoeisel vir sy afgesloofde voet, want hy my seun hoor, by ons vrolik is, was dood en eten, bly herrysenis, weer lewendige word en hy my kind, vir my verloor is eindelijk weer gevind. Baie dankie. Ons lees nou, broer en suster, die lofprysingsgedeelte van ons formulier. Geliefdes, omdat die Here ons met die brood van die lewe versterk het, laat ons almal saam sy naam dankbaar loof en prys met die woorde: Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde, want so groot as die afstand tussen die hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red.
sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af en tot in ewigheid. Amen. Met hierdie gesindheid luister ons dan nou na Ester hoofstuk 5. Op die 3de dag het Ester haar koninklike klere aangetrek en in die binneste voorhof van die koninklike paleis voor die troonsaal gaan staan, terwyl hy op sy koninklike troon in die troonsaal reg oor die ingang sit. Die oomblik toe koningin Ester in die voorhof sien staan, het sy guns gevind in sy oë. Hy het die goue scepter in sy hand na haar uitgesteek. Sy het nader gegaan en die punt van die scepter aangeraak. Die koning sê toe vir haar: "Wat is dit, koningin Ester? Wat jou wens ook al is dit die helfte van my koninkryk, dit sal vir jou gegee word." Ester het geantwoord: "As die koning dit goed vind, laat u en Haman vandag na die feesmaal kom wat ek vir u voorberei het." Die koning het beveel: "Laat Haman dadelik kom, sodat ons kan voldoen aan Ester se versoek." Die koning en Haman het toe na die feesmaal gegaan wat Ester voorberei het. Terwyl hulle wyn drink, sê die koning vir Ester: "Wat jou versoek ook al is, dit sal vir jou gegee word. En wat jou wens ook al is dit die helfte van my koninkryk, dit sal toegestaan word." Ester het toe geantwoord en gesê: "My versoek en my wens is, as die koning my goedgesind is, en as u dit goed vind om aan my versoek te voldoen en my wens toe te staan, laat die koning en Haman kom na die feesmaal wat ek vir hulle sal voorberei. Môre sal ek doen wat die koning vra." Haman het op daardie dag bly en 'n opgeruimde stemming weggegaan. Maar toe Haman vir Mordegai in die koningspoort gewaar en sien dat Mordegai nie uit respek vir hom opstaan en bewe en vrees vir hom nie, het Haman woedend geword vir Mordegai. Maar Haman het homself bedwing en huis toe gegaan. Hy het sy vriende en sy vrou Seres laat kom en by hulle gespog oor sy oorvloedige rykdom, sy baie seuns en al die maniere waarop die koning hom vereer en bevorder het bo die ander hoë amptenare en dienaars van die koning. Maar dit is nog nie al nie, het Haman gesê. Ek is die enigste persoon vir wie koningin Ester genooi het om saam met die koning na die feesmaal te gaan wat sy voorberei het. En ek is ook môre saam met die koning na haar genooi. Maar dit alles baat my niks so lank as wat ek vir Mordegai die Jood in die koningspoort sien sit nie. Seres, sy vrou en al sy vriende het vir hom gesê: "Laat hulle 'n paal gereed maak, 50 el hoog. Praat môre met die koning hieroor, sodat hulle Mordegai daaraan hang. Daarna kan jy opgeruimd saam met die koning na die feesmaal gaan." Haman het van hierdie voorstel gehou en die paal gereed gemaak. Geliefde broer en suster, die Here is besig om die lot van sy volk te verander, sodat hulle ook in hulle geloof en geloofsdankbaarheid kan groei. Ester waag dit. Ester waag dit om na Ahasveros, hierdie wispelturige koning, toe te gaan. En ons lees hoe dat die Here selfs iemand se gemoedstemming beheer. Hoe dat hy iemand se gedagtes kan beheer. Hoe dat wanneer die koning Ahasveros vir Ester daar sien staan, hy sy scepter uitsteek, sodat sy kan naderkom en inkom na hom toe, en hoe dat sy in 'n teer, nie bedreigende gebaar aan die scepter van die koning raak. En dan kom Ahasveros wat baie duidelik in 'n baie goeie bui was. En dit ook nie verniet nie. Ook weer eens die werk van God. Weer eens die genade van God. Hierdie man wat dikwels so onvoorspelbaar was. En baie joviaal sê vir haar: "Wat wil jy hê? Die helfte van my rykdom. Dis joune. Vra dit net. Jy kan dit kry." Alles die werk van God.
Maar sy vra dat hy dood eenvoudig na ete toe moet kom wat sy vir hulle sal voorsit. Uiteindelik by daardie etesak, die moet daar in die skoene, en 'n mens kan dit ook verstaan, want onthou nou wat ek vir u vroeër vertel het, haar geloof was maar nog baie klein, en aan die begin. En nou begewe haar moed haar, was sy miskien al 'n sterker gelowige, sou sy geweet het, die Here het die deure vir haar oopgemaak, en dat sy moet die geleentheid gebruik wat God vir haar gegee het. Maar selfs dit voorsien God en gebruik hy. Want dit is nog 'n geleentheid wat hy het om alles in plek te kry uiteindelik sodat sy wil kan geskied, om sy kind te verlos en sy kind te help. Jy sien, die koning kon daardie aand nie slaap nie. Daar word nie 'n rede gegee nie. En soos gebruiklik het die koning gesê, bring van die kronieke van die koning, die handelinge van die koning, die dinge wat gebeur het, en lees dit vir my voor, en soos die Here dit beskik, watter deel dink julle lees hulle vir koning Ahasveros? Hulle lees van hom, van die keer, wat ons nie gelees het nie, toe Mordegai vir die koning gesê, daar's 'n komplot om die dood te maak, en die koning vra, maar is Mordegai ooit hiervoor beloon? En uiteindelik, broer en suster, moes hy hoor dat, ja, Mordegai is ook nie eers daarvoor beloon nie. 'n beloning wat die koning uiteindelik vir Mordegai nou sal gee. Kyk, Haman was vreeslik vol van homself en baie tevrede gewees. Baie tevrede met waar hy gekom het, wat hy bereik het, sy materiële besittings, die klomp kinders wat hy het, die klomp seuns wat hy het, die voortgang van sy geslag, die koninklike lyn van Agag, die vyande van die kerk van God, dit gaan fantasties met hom. Hy is onaantastbaar. Niemand het soveel mag soos hy nie, en elke keer as hy by die koning se poort uitgaan en hy sien vir Mordegai wat nie buig nie, dan is hy woedend, en hy is opstandig daar. Hy kom by sy vrou, by sy vriende, en hy sê vir hulle, kyk, ek het alles wat 'n man kan begeer, ek het alles, maar daardie Jood kry my onder. En hulle gee vir hom die dwaase raad, om 'n galg te bou van 23 meter hoog. Hoekom sê hy 'n galg van 23 meter wil bou, broer en suster? Ek dink 'n galg van 3 meter sou dit gedoen het. 23 meter, sodat jy 'n spektakel kan maak van hierdie man. Sodat jy vir die wêreld kan wys, ek, Haman, maak so. In my krag, ek is hier in beheer. Nooit het Haman se vrou, Haman se vriende, sy invloedryke, skatryk vriende, nooit het nie een van hulle gedink dat die Here was stadig maar seker besig om die lot van sy mense, die mense vir wie hy lief is, te verander nie. Nooit het hulle gesien dat hulle is hier besig om binne in die slaguister in te loop nie. En God se eie volk toegegee. Selfs hulle het dit nie gesien nie. Selfs hulle het dit dalk selfs nie eers verwag nie, want vir baie jare het hulle die afgode gedien. Maar weet een ding, vandag verseker nadat u hier aan die tafel van die Here was. Dit kan jy glo, daaraan kan jy vashou. Jy het dit geproe, jy het dit beleef. Het jy dit dan nie hier self ervaar nie? Dat die Here verander die lot van sy volk op sy manier, op 'n onverwagte manier, sodat ons uiteindelik ook kan groei. Spesifiek kan groei in dankbaarheid. Ja, hierdie was nie beginselvaste mense nie. Dit weet ons nou al. Nie Mordegai nie, Ester nie, en hulle het niks verdien nie. Geen genade verdien nie. Die Here gebruik beproewing in hulle lewe om hulle om te draai. Die Here gebruik beproewing in jou lewe om jou op die regte pad te hou. Dit is wanneer dinge nie uitwerk soos wat jy dit wou gehad het. Wanneer dinge vir jou skeefloop, wanneer dinge vir jou verkeerd gaan, wanneer jou lewe misluk, wanneer jy in 'n doodloopstraat beland, wanneer jy nie meer weet waar is die voorkant nie, hoe gaan jy aan nie.
Die Here gebruik dit, soos wat hy dit gebruik het in die lewe van Mordegai, Ester en van al die Jode. Die Here is in beheer. Jy hoef nie 'n galg te gaan bou nie, om jou broer te gaan ophang nie. Die Here is in beheer. Die Here bepaal. Wat kan jy doen? Bid oor jou eie hart. Bid oor jou eie hart. Bid vir uitkoms. Bid dat jy God raak sien vir wie hy is en vir wat hy doen. Bid dat hy nie jou in 'n lokval moet lei soos wat hy vir Haman hier in 'n lokval gelei het nie. Omdat jy jou hart verhard nie. Omdat jy nie dankbaar wil wees nie. Omdat jy net jou pad wil loop nie. Jy kan nie met hierdie God kragte meet nie. Leer uit die ellende wat Haman getref het. Ja, hier is nie net karakterontwikkeling by koningin Ester nie. Hierdie jong meisie skaam en bang om te sê dat sy is 'n Jodin, wat eintlik dink, miskien het Mordegai haar geken ook, dat hy vir haar gesê het, moenie dink jy gaan nie meer wegkom nie. Jy is in 'n gemaklike posisie en jy kan nie meer wegkom nie. Hulle gaan jou kry. Haman gaan uitvind, jy's 'n Jodin en jy gaan sterf. Een of ander tyd moet jy opkom, een of ander tyd moet jy opstaan vir wat waar is en wat reg is. Jy kan nie op die ou pad volhard nie. Ek was verkeerd, ek het 'n fout gemaak. Moenie God jou vyand maak, omdat jy jou eie pad wil loop nie. En daarom, broer en suster, ja, haar moed het in haar skoene gesak. 'n Mens sien dat God het ook beheer van haar gemoedstoestand. Want toe sy weer 'n geleentheid kry, kon sy die geleentheid gebruik. Maar intussen kon God dinge vir Haman so bestuur, dat hy homself nog meer tot binne in die noute gekry het. Hulle lees vir die koning en hy sê, gaan roep vir Haman. Laat hy voor hierdie man uithardloop wat op my perd ry en vir die hele ryk vertel wat hierdie man Mordegai vir my gedoen het. Wat 'n bittere pil moes dit nie vir Haman gewees het nie. Daardie uitstel wat Ester gevra het, selfs dit het God in sy wysheid gebruik en bestuur, broer en suster. God het sy manier, God het sy pad en God het sy tyd. Dis nie jou pad nie, dis nie jou tyd nie, dis nie jou besluit nie. Net soos wat dit nie myne is nie. Ons stap gelowig en gehoorsaam die pad wat God vir ons uitgekap het. Leer uit die boek Ester uit. Moenie dink dat God slaap. Moenie dink dat God vergeet nie. Moenie dink dat God nie bekommerd is oor jou nie. Dat jy nog nooit vir God belangrik was nie. Jy is. Hy weet van jou. Hy ken jou. Hy sorg vir jou. Hy gee vir jou om. Hy weet waaroor jy bid. Hy weet waaroor jy huil. Hy weet waaroor jy bekommerd is. Maar onthou bo alles, hy verander jou lewe in 'n oogwink. Psalm 126 sê dat die Here verander ons lot soos wat waterstrome in die Suidland kan verander. Dis 'n woestyn. Daar is net wat hulle noem wadies. Weet julle wat 'n wadi? Dis erger as 'n droë spruit hier in Suid-Afrika. 'n Wadi is eintlik die meeste van die tyd droog. En wadies kan vir jare, baie jare kurkdroog wees, net sand en klippe. Maar wanneer daar die wadies afkom, dan omtower dit die Suidland in 'n blommeparadys. En dit is wat die Psalm sê. So onverwags omtower die Here die situasie vir sy volk, vir hierdie mense, maar ook vir jou en vir my. Wat het hier aan tafel gebeur? Die Here het jou lewe omtower. Hy het vir jou gesê, onthou jy hoe het ek jou lewe verander? Totaal. Jy sou nie kon dink dat jy gegaan het van klippe en sand na 'n blommeparadys nie. Dat deur die werking van my Heilige Gees is jy vernuwe en herskep. Onthou jy dit? Onthou jy as dit vir jou baie jare gelede gebeur het, miskien in jou geval eers redelik onlangs, maar onthou jy dit?
Onthou jy dat ek is die God wat vir jou sorg en wat in jou lewe is, wat jou naam ken? Onthou jy dit? Onthou dit. Kom ons aanbid hom, kom ons prys hom, kom ons dank hom, en net soos wat Mordegai en Ester, want hy sê ons vir haar, wie weet Ester, miskien het God dit tog alles so beplan. Miskien was dit juist vir 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin moes word. Inderdaad, hier is groei, hier is ontwikkeling, hier kom dankbaarheid. Uiteindelik 'n hele fees uit dankbaarheid teenoor die Here. Ek hoop jou lewe is ook so vol dankbaarheid teenoor die Here, broer en suster, vir die feit dat hy ook jou lewe omtower het. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u woord. Baie dankie dat u woord ook in ons midde gegee het. Dankie dat u oor ons ontferm, ons dank en loof u, dat u die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal bekragtig het. Ons dankie dat u enigste seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dankie vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van die seun. Ons bid u, laat die Heilige Gees in ons werk, sodat ons die boodskap van die dood van ons Here ons elke dag laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons gaan afsluit, broer en suster, met skrifberuiming 11:3, vers 1 tot 4, dis die ou skrifberuiming 16. Die wat arm van gees is, en van God al wysheid leer, want die koninkryk der hemele is al erfdeel, sê die Heer. Zalig die wat kwyn en droefheid, en alweerdom troosteloos, want al droefheid word tot vreugde, as die Heer al hart vertroos. Zalig die wat
wag na die geregtigheid, want vir al is daar versading, lafnis na die dag van stryd. Verhef u harte en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.